Ons preektema vanoggend is midde in 'n krisis. Met 'n vraagteken. Is ons, baie spesifiek, die kerk van die Here en ons as Christene in hierdie land, is ons in 'n krisis? Vraag. En dan het ek streep, herstel jou gelofte. Dis ons tema. Midde in 'n krisis, herstel jou gelofte. En ek gaan nou, voordat ons die skriflesing doen, gaan ek nou vir ons, ek het hierso baie beknop saamgevat, vir ons 'n inleiding lees. Dit gaan basies oor ons geskiedenis hier in Suid-Afrika. Baie van julle ken dit, maar kom ons luister mooi en dan gaan ons by 'n punt uitkom waar ons vandag is. Ek lees dit voor, ja, miskien nie die opmerking, ek is baie in die akademie al die jare met navorsing in die teologie, en een van die belangrikste dinge wat 'n dominee in prediking leer en wat ons moet doen is, ja, jy kry 'n teks, wat sê die Here vir jou, wat is die boodskap wanneer die gemeente toe moet gaan, en dan moet jy jou in diepte navorsing, jou eksegese noem ons dit, moet jy gaan doen, maar jy moet ook 'n eksegese doen van jou gemeente, jou gehoor. Die mense wat hier is om te kom luister na God se woord. En vandag is ons 'n baie spesiale groep mense wat identifiseer met die gelofte dag. Maar net om ons almal saam op dieselfde bladsy te kry, kom ons maak net gou so terugblik rondom ons geskiedenis. Sedert 1500 na Christus is daar tekens dat mense van die noordelike halfrond met skepe om Afrika gevaar het. Die Verenigde Oos-Indiese Kompanje, die VOC, van die Nederlande het besluit om 'n verversingspos aan die suidpunt van die Kaap te vestig in 1652 op 6 April. Die Nederlanders het 'n vesting bekend as 'n kasteel gebou en het 4 jaar later 'n boerdery buitekant die vesting begin bedryf in 1656 en burgers vrygelaat om buite te gaan boer. Die vryburgers, soos hulle genoem is, het kontak gekry met plaaslike mense en met hulle begin ruilhandel dryf en sommiges in diens geneem op hulle landerye. Die boerdery het al dieper die binneland inbeweeg en van die boere het onafhanklik begin funksioneer en hulle produkte hoofsaaklik aan die VOC verkoop. Met die koms van gouverneur Simon van der Stel, wat die gouverneur was aan die Kaap 1679 tot 1699, het hy die periode van gebiedsuitbreiding en immigrasie na die binneland ingelei en ook toegelaat. Die VOC het buite dorpe en landboudistrikte begin vestig wat al verder die binneland in beweeg het, sover as die Gariep-rivier in die noorde en die Visrivier in die ooste teen die jaar 1800. Saam met die Nederlandse taal het ook die Nederlandse godsdiens gekom, die gereformeerde godsdiens, en sodra 'n dorp gestig is 'n kerk ook in daardie dorp gestig. Die gemeente Kaapstad was gestig in 1665 en 20 jaar later in 1686 die Stellenbosch gemeente. Die Franse Hugenote kom in 1688 in die Kaap aan en kort daarna word die derde gemeente Drakensberg in 1691 in die Parel omgewing gestig. In die jaar 1700 is 'n buitepos in 'n noordelike rigting gestig, Tulbagh, en die vierde gemeente word as Rodesand in Tulbagh gestig in 1743. Die vyfde gemeente was Swartland in 1745 in Malmesbury. Intussen in 'n oostelike rigting, dis nou hier na ons kant toe van die Kaap af, is 2 dorpe, Graafrenet aangelê en 'n gemeente later in 1792 gestig. In die dorp Swellendam is ook 'n gemeente met dieselfde naam gestig. Die beleid teenoor die grensdistrikte was bepaal deur kommissaris-generaal J.A. Sluyskyken, maar daar is nie veel aandag bestee aan die vryburgers se belange nie. En opstande in Graafrenet en Swellendam het kop uitgesteek.
Dit was veral beskerming wat hulle gevra het teen veediewe afkomstig vanuit die plaaslike inheemse inwoners en van oorkant die visrivier. Die Engelse wat ook besig was met seereise om Afrika, het dikwels in Saldanha aangedoen, maar het in Junie 1795 in Falsbaai aangeland met die sterk Britse vlootmag van admiraal Elphinstone onder bevel van generaal Craig met die oog daarop om die Kaap te beset en as 'n territoriale gebied in besit te neem onder Britse regering. Kommissaris Sluyskin het hom teen die Britse besetting probeer verset, maar moes noodgewone op 16 Desember 1795 'n verdrag van oorgawe onderteken. En in 1806 het Brittanje die suidpunt van Afrika volledig beset en in besit geneem. Die aanhoudende, nimmer eindigende oosgrensoorloë, daar was 8 van hulle met die Khoza-stam, was een van die bekendste redes waarom 'n groep boere van die Oos-Kaap-omgewing besluit het, hulle migreer nou na die binneland van Afrika. Die trekkers sou later by Tabanso verdeel met een groep noordwaarts, volhou tot by Soutpansberg en 'n ander groep in 'n noordwestelike rigting tot by die Mooirivier in Potchefstroom. En hulle het daar buitegebiede bevestig en die derde groep is oor die Drakensberg Natal toe. 'n Groot terugslag tref toe eers die noordelike groep toe 'n aantal trekkers deur die Ndebele krygers vermoor word en hulle later aangeval word. Die trekkers weer die aanslag af en behaal 'n klinkende oorwinning met die slag van Vegkop naby Heilbron op 16 Oktober 1836. 'n Groot terugslag sou die Natal-trekkers oorval toe eers 'n groep trekkers en hulle leier Piet Retief vermooi word op 6 Februarie 1838 nadat hulle die Zulu koning besoek het en in vrede gaan onderhandel het vir grond en dit verkry het. Die Zulu krygers het toe na die moord op Retief en sy burgers nog 'n aantal burgers by die Bloukraanslaar naby Wenen tydens die nag van 16 tot 17 Februarie 1838 gaan vermoor en hierdie trekkers probeer terugdryf. Die trekkers het daarna 'n vegkommando op die been gebring en op 9 Desember afgetrek tot in die noorde van Zululand en op 9 Desember het hulle toe die belofte teenoor God afgelê en gevra vir oorwinning waarna hulle Natal binnegeval het en 'n geveg met die Zulu krygers aangeknoop het. Die oorwinning is behaal tydens die slag van Bloedrivier en daarna is die woonplek van die Zulu koning vernietig en Natal is opgeëis as 'n land soos daar per traktaat ooreengekom was en gevind is by die lyke van die vermoorde trekkerleiers. Dit was op 16 Desember 1838. Die belofte wat gemaak is deur die trekkers is nagekom en die eerste gemeente noord van die Oranje rivier, Pietermaritzburg, is gestig in 1839. In die weste is die eerste gemeente Mooirivier gestig in 1842. In die Oranje Vrystaat is Windbuig gestig in 1842 ook en Bloemfontein, Volgesmit en Smithfield in 1848 en Harry Smith in 1849. Noord in die Transvaal riviergebied is Rustenburg en Leidenburg gestig in 1850 en Pietersburg in 1852 en Pretoria in 1854. Vir jare daarna sou oorloë tussen die trekboere en van die Oranje Vrystaat, Natal en Transvaal en Brittanje plaasvind en ook vele veldslae tussen die oorgeblewe Zulu-ryk en die Britse owerheid. Buite die Zulu en Boererepublieke het die oorloë teen die Britte verloor en beide die Kaap en Natal het in die hande van die Britse owerheid gebly en beide die twee Boererepublieke het toe na die Tweede Anglo-Boereoorlog onder Britse heerskappy gekom. Op 31 Mei 1910 kom die Unie van Suid-Afrika toe tot stand na onderhandelinge en daar is ooreengekom dat die twee Britse kolonies Kaap en Natal en die twee voormalige Boererepublieke saamgevoeg word in een staat. Die ideaal wat deur die voortrekkers nagestreef was en voortgesit was,
deur die twee boererepublieke van volledige afhanklikheid, selfstandigheid en onderrig in hulle eie taal Afrikaans wat ontwikkel het, bly egter lewendig onder die Afrikaners, wat éventueel lei tot die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961 onder beheer van die Nasionale Party van Dr. Hendrik Verwoerd. Die Nasionale Party regeer tot en met 27 April 1994, waarna 'n beweerde inheemse vryheidsbeweging die African National Congress oorneem na 'n vrye onafhanklike verkiesing en die onderhandelde ooreengekomme regering van nasionale eenheid. Wat ooreengekom was, het kort daarna tot 'n einde gekom toe die Nasionale Party abdikeer en alself ontbind. Die lot van Suid-Afrika word daarmee beseël in die hande van 'n bykans 2/3 meerderheid verkry deur die ANC en 30 jaar later word in die jaar 2025 van Suid-Afrika gepraat as. Nou kan u die oordeel maak, is ons in 'n krisis. As 'n gangsterstate waarin armoede, werkloosheid, misdaad, bendegeweld, gesinsgeweld, geslagsgeweld, kinderverwaarlosing en mishandeling, bedrog, korrupsie, etniese en veral Europese afstammelinge diskriminasie beleef. Afrika, mense beleef vreemdelingehaat, daar's opbouende onverwerkte groeps posttraumatiese spanningsversteurings en of soos ek Sondag aand oor die radio gehoor het, staatkundige institusionele geheue en 'n ernstige diepgeworderde moraliteitsbankrotskap vier hoogtyd in hierdie land. Die vraag wat ons aan onsself vandag moet stel as Christen-Afrikaner mense en ook saam met Christene van ander stamme, volke, tale en nasies in Suid-Afrika wat met dit alles assosieer. Hoe lank nog, Here God, Almagtige, gaan ons regeer word deur 'n gangsterstate? Wat is God se antwoord aan ons vandag, aan die volk van God, die kerk van die Here Jesus Christus? Ons is in 'n staatkundig in 'n baie ernstige krisis. Wat sê God vir ons? Betaal jou gelofte. Kom ons kyk nou, wat sê die Here vir ons vanuit sy woord, die boek Daniël. Daniël 9. Kortliks, die indeling van Daniël 9. Daniël 9 vers 1 tot 3 dui 'n krisis aan. Daniël 9 vers 4 tot 19 is 'n gebed van Daniël, waar Daniël saam bid, vir sy volk bid. Daniël 9 vers 20 tot 23 kom God en stuur 'n engel om vir hom 'n boodskap te bring van verlossing. Daniël 9 vers 24 tot 27 dui dan die herstel aan wat God vir Daniël en sy volk gaan bring. Die eerste punt waarby ons dan uitkom is die krisis. Daniël 9 vers 1. In die eerste regeringsjaar van koning Darius II, seun van Ahasveros, wat gebore is uit die stam van die Mediërs, wat koning geword het oor die Galdeese ryk, het ek Daniël. Net gou 'n opmerking, as ons nou daar lees van koning Darius, dan lees ons, dan moet ons nou die sekulêre, die wêreldse geskiedenis gaan oplees, dan gaan dit hier oor Darius 2. Nou dis tegnies baie moeilik om te verstaan, want dit staan nie in die Bybel nie. Ons moet die geskiedenis gaan lees om daarby uit te kom, maar wat ons moet weet, daar was met die Persiese ryk was daar 11 konings. Ek gaan hulle so vinnig lees. Koning Kores, koning Kambyses, Darius 1, Xerxes 1, Artaxerxes 1, Xerxes 2 en dan Darius 2. En Darius 2 is nou die koning van Persië, wat koning Kores se proklamasie uitgevaardig het, dat die ballinge kan teruggaan na hulle land toe. Die tempel gaan herbou en hulle stad weer gaan herbou. Maar
toe was daar nou baie probleme en krisisse met die teruggandery en al die onderhandelinge met die konings en Darius 2. As ons die boek Esra gaan lees, dan lees ons nou hierdie geskiedenis hoe Esra toe as hoëpriester met Darius begin onderhandel het en ook met Artaxerxes wat in Esra bekend staan as Ahasveros, en op die ou einde kom koning Darius 2 en hy sê laat die tempel nou gebou word, en dan gebeur dit. Maar Daniël is nou in 'n nuwe krisis. En dan lees ons verder vers 2, hy het uit die skrifte vasgestel dat volgens die woord van God, wat tot die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare 'n pynhoop sou wees. Nou die 70 jaar, om dit te bepaal, is op die ou einde redelik maklik. Ek gaan bietjie tyd spaar, hier het ek nou die hele Esra verhaal geskryf, en dan kom ons nou by Daniël 9 uit. Die krisis in Daniël 9 behels die besef van Daniël dat Jerusalem inderdaad 'n pynhoop geword het en nog steeds of alweer 'n pynhoop is, terwyl die 70 jaar tydperk se verloop volgens alle aanduidings in effek lank al reeds verby is. Waaroor dit gaan, die 70 jaar het tot 'n einde gekom nadat, as ons die getal 70 nou beheer, nadat koning Kores aan bewind gekom het as Persiese koning, maar in effek moet ons nou 'n paar jaar bysit tot Darius, want hy was die persoon wat op die ou en die tempel bereken het vanaf Nebukadnesar se eerste inval in Jerusalem in die jaar 605 voor Christus, en as ons dit gaan tel, kom ons by 68 jaar uit, baie na aan die 70 jaar. Maar nou kom Daniël en hy worstel met hierdie vraag. In vers 3, omdat Jerusalem weer en nog steeds 'n pynhoop is, daarom het ek my gesig na die Here gewend, in gebed en smeking. Luister mooi, in gebed en smeking. En wat het hy gedoen toe hy nou in hierdie gebed en smeking ingaan? Ek het gevas, rouklere aangetrek, as oor my kop gegooi. Dit is wat Daniël gedoen het, en toe het hy gebid. Kom ons bid nou die gebed van Daniël, en luister mooi wat Daniël hier doen. Ek gaan vir u nou reeds sê, hy kom na God toe met die sonde van sy volk. Met die sonde van sy volk. Hou daai gedagte. Kom ons bid saam met Daniël sy gebed. Net jy kom vir ons speel. Ag Here my God, groot en onsagwekkend, u handhaaf u verbond en u trou teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam. Ons het gesondig. Ons het oortree. Ons het verkeerde dinge gedoen. Ons was opstandig. Ons het nie gelewe volgens u gebooie en u bepalings nie. Ons het nie geluister na u dienaars, die profete nie, wat in u naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het. U is regverdig, Here. Dit is onsself wat hierdie ellende oor ons gebring het, oor die mense van Juda, oor die inwoners van Jerusalem, oor die hele Israel, die wat naby is, sowel as die wat ver is. Ver in al die lande, waarheen u hulle verstrooi het, oor hulle ontrou teenoor u. Here, hierdie ellende het gekom oor ons,
oor ons konings, oor ons leiers en oor ons familiehoofde, omdat ons teen U gesondig het. Maar U Here ons God, U bewys barmhartigheid en U vergewe ons, al was ons opstandig teen U. Ons was nie aan U Here ons God gehoorsaam nie. Ons het nie volgens U wil gelewe nie. U wil wat U deur U dienaars, die profete, aan ons gegee het. Die hele Israel het U wil oortree. Hulle het afvallig geword en nie na U geluister nie. Daarom het U die vloek wat met 'n eed bevestig is en wat opgeteken is in die wet van Moses, die dienaar van God, oor ons laat kom. Dit is omdat ons teen U gesondig het. U het die woorde wat U in verband met ons en ons regerings uitgespreek het, in vervulling laat gaan en hierdie onheil oor ons gebring. Daar het nog nooit so iets gebeur soos in Jerusalem nie. Al hierdie onheil het oor ons gekom, net soos dit geskryf staan in die wet van Moses. Tog het ons, Here ons God, nie ons saak met U reggemaak, deur ons van ons sonde te bekeer en in te sien dat U doen wat U sê nie. Daarom het U ons hierdie onheil nie gespaar nie, maar dit oor ons gebring het. Here ons God, U is regverdig in alles wat U doen. Ons het nie na U geluister nie. Here ons God, U het U volk deur U groot mag uit Egipte gelei en daardeur U naam groot gemaak, soos dit vandag nog is. Maar ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen. Here, U het reddingsdade gedoen. Neem tog U toorn en U woede weg van Jerusalem, U stad, U heilige berg. Want deur ons sonde en deur die oortredinge van ons voorvaders spot almal rondom ons nou met Jerusalem en met U volk. Terwille van U self, hoor tog my gebed en my smeking en verskyn tog tot redding van U verwoeste heiligdom. Luister tog my God, hoor ons tog, sien tog ons verlatenheid raak en die van die stad waaroor U naam uitgeroep is. Ons pleit by U om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van U groot barmhartigheid. Hoor Here, vergewe Here, gee tog ag op ons en tree op Here, terwille van U self, moenie talm nie, my God. U naam is oor U stad en oor U volk, die kerk, uitgeroep. Amen. Die gebed spreek vir homself en Daniel sê dan in vers 20, terwyl ek nog bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en by die Here my God pleit vir sy heilige berg, terwyl ek nog so aan die bid was, het Gabriël, die man wat ek die vorige keer in die visioen gesien het, in Daniel 8 vers 16, het Gabriël ook by Daniel aangevlieg gekom om aan hom die boodskap te bring van God af. En dit was in die tyd van die aandoffer. Die engel Gabriël het my kom inlig en vir my gesê, Daniel, ek het gekom om vir jou deeglik in te lig. Toe jy met jou smeekgebed begin het, is daar 'n antwoord gegee. En ek het gekom om dit vir jou te vertel. God het jou lief. Gee dus ag op wat ek sê, sodat jy die visioen kan verstaan. Ek sê altyd, as ons bid vir iets, soos dit wat die voortrekkers gedoen het, ernstig gebid, so ernstig dat hulle gesê het, Here, ons beloof, ons gaan met U 'n ooreenkoms aan, want U het nog altyd met ons 'n ooreenkoms van verbond. Ons beloof dat ons, as ons die oorwinning behaal na hierdie veldslag, vir ons kinders sal vertel en 'n kerk sal bou. Dis die twee goed wat in ons gelofte staan. Wat ons moet onthou, is dit wat die engel hier vir Daniel sê, en midde in ons krisis,
Ek het dit nou gestel dat ons in hierdie land staatkundig in 'n ernstige krisis is, wat nie in beginsel noodwendig alleenlik die staat aanskuldig is nie, maar die bevolking, immoraliteit. En binne hierdie konteks kom die Here vanoggend vir ons en deur sy woord, wat die engel gebring het, wat toe hier opgeskryf is, ek het jou lief. So eenvoudig soos dit. Kan daar 'n kragtige boodskap wees vir iemand wat in 'n krisis is, 'n persoonlike lewenskrisis is en op 'n sterfbed lê, wat ons as predikante dikwels deur gaan en sterwensbegeleiding doen, met die familie daar saam, die boodskap vir die sterwende, vir die persoon in hierdie krisis, God het jou lief. Dis wat God vandag vir ons sê. En dan van vers 24 af, binne hierdie konteks van liefde, verduidelik die engel nou verder vir Daniël wat aangaan. Dan kry ons weer, daar is 70 jaar, maar dis nou baie interessant, 70 jaar van 7 weke vir jou volk en vir jou heilige stad vasgestel. En ek kan nou daaraan verduidelik, is bietjie moeiliker, eintlik hierdie 70 jaar van 7 weke, 7 maal 7 is 49. Maal ons dit met 10, die 70, is dit 490. En hierdie 490 jaar kan presies akkuraat bepaal word. Want as die beste om hierdie om dit te bepaal is eintlik om by die einde te begin. En die einde waarvan ons hier praat is die huidige konteks waarin Daniël is. Maar dit word eintlik in Daniël 10 en 12 word hierdie visioen vir ons verduidelik. In die tyd van Antiochus Epiphanes, wat 'n afgodsaltaar in Jerusalem in die tempel opgerig het. Ons gaan dit wel hierso nou lees. So die tempel is verontheilig. En dit is in die tyd van Antiochus 4 Epiphanes, wat uit Sirië uit Israel, eintlik Egipte weer ingeval het, want Israel was onder Egipte se beheer daardie tyd, en uit die tempel ingekom en 'n afgodsaltaar in die tempel opgerig waar die mense moet kan kom offer vir Zeus, die hoof Griekse god. En toe kom Johannes Makkabeus en sy familie, sy 6 seuns, kom in opstand, gaan na die woestyn toe en hulle sê, die wat getrou is aan die wet van God, kom, ons gaan nou oorlog maak. En dis die krisis waar Daniël nou is, in die jaar 65 voor Christus. As ons hom terugtel, dan kom ons by die koning, wie's hy nou Amon se seun, ek net gou hier oopmaak, die naam het nou by my verdwyn. Ons lees daarvan in Kronieke en ook in Esra, en die koning wat toe ook in die tempel afgodsaanbidding ingebring het. Hy was die koning van Jerusalem, sy naam was Manasseh, dis reg. En hy het regeer 697 tot 642 voor Christus. En dit lees ons van sy afgods, en hy is die koning van God se volk, wat afgode gedien het en in die tempel ingebring het. Ons lees dit in 2 Kronieke 33 vers 1 tot 25 en ook 2 Konings 21 vers 1 tot 26. Maar hy word toe weggevoer na Assirië toe in die jaar
653. En as ons die jaar 653 voor Christus tel na die jaar 163 voor Christus, toe Antiochus Epiphanes oorlede is dit presies 490 jaar. En daarom kry ons die interessante, dat die Manasse het toe tot bekering gekom, en hy het tot God gebid. En daar is 'n geskrif, die gebed van Manasse. En die gebed van Manasse, en die gebed wat Daniel hier gebid het, stem baie ooreen. Dit is net eenvoudig nie toevallig nie. Die konteks is ook natuurlik dieselfde. En dit is nou die 70 jaar van 7 weke van, en koning Manasse, moet ek net sê, sy seun Amon, het toe nog erger gegaan met die aanbidding van afgode in die tempel, in die huis van die Here. En dit is daardie 70 jaar. En dan lees ons daarna, na Antiochus Epiphanes se dood nou, waarvan ons nou lees in Daniel 11, sal daar aan die goddeloosheid 'n einde gemaak word. Sal daar aan die sondes 'n einde gemaak word. Sal daar versoening gedoen word vir die oortredinge. En dan word hierdie 3 sake ook positief gestel en gesê, 'n blywende geregtigheid sal tot stand gebring word. Die profesie en die visioen sal tot vervulling kom en die tempel heringewy word. En dis waaroor dit gaan. Ons sal vrygespreek word van ons sonde. En aan sonde sal 'n einde gemaak word. Daar sal versoening plaasvind. Die geregtigheid van God sal tot stand gebring word. In die tempel sal hy ingewy word waar God weer kan aanbid. En dan sê die engel, jy moet in vers 25, jy moet nou goed verstaan Daniel, vandat die opdrag gegee is dat Jerusalem herstel en herbou moet word, nou is dit terug na Kores toe, totdat 'n regerder kom wat deur God uitverkies is, dis nou Darius 2, sal 7 konings regeer. En dan, nadat hierdie 7 konings regeer het, dis 'n tydperk van 62 jaar, sal Jerusalem opgebou bly, met strate en verdedigingsslote. Maar dit sal moeilike tye wees. Dit is so 'n tweekantige saak. Die tempel sal herstel word, weer opgebou word, julle sal die oorwinning behaal, julle sal herstel word, daar sal versoening wees, maar dit sal moeilike tye wees. Onthou dit, hier sê die engel dit vir Daniel. Maar dan sê die engel, aan die begin van die einde van die 62 jaar sal 'n gesalfde verwyder word. Dan word die priester Onias doodgemaak deur Antiochus Epiphanes. En dan begin hy oorlog voer en is dan op daai stadium wat hy die afgodsaltaar, die tempel uitbring. En dan sê die engel vir Daniel, die einde sal kom soos 'n oorstroming en daar sal oorlog wees tot die einde toe en rampe soos besluit is. Ja, hierdie wêreld is gedoem tot oorlog en rampe, wat insluit die verwoesting van kerke, die tempel van die Here. Die laaste vers, Daniel 9 vers 27. Die regerder, dis nou Antiochus 4 Epiphanes, wat regeer het in die jaar 175 tot 163 voor Christus, sal vir 1 koningstydperk, dit dui op sy regeertyd, 'n vaste ooreenkoms aangaan met die vooraanstaandes, dis die hoëpriesters, en teen die helfte van sy tydperk, die diereoffers en die graanoffers afskaf. Wat is die verskriklike ding wat hier gebeur het? Antiochus Epiphanes het 'n ooreenkoms aangegaan met die kerkleiers, met die priesters. En die priesters het gesê, dis reg, soos Manasse en sy seun Amon. Dis reg. Bring maar die gode, se aanbidwyses in ons kerkgeboue in. Bring dit. Dit is aan die orde van die dag.
en die offers aan God sal afgeskaf word, en hy sal op die een hoek van die tempel 'n ding sit, wat 'n gruwel is vir God, en wat verwoesting aanrig, en dit sal daar staan, tot alles verby is. Dan sal oor die regerende, wat soveel verwoesting aangerig het, losbars, wat oor hom besluit is, en in die jaar 164 voor Christus is Antiochus IV Epiphanes oorlede. Ons lees dit ook in 'n buitebybelse boek, in die Makabeër boeke, daar's 2 van hulle, 2 Makabeërs, 9 vers 28, word daar, dis hoekom ons die datum van Antiochus en van Darius hulle so goed kan bepaal. En hy is toe opgevolg deur sy seun Antiochus V. Intriges in die koningshuis van Sirië tussen Antiochus V en Lysias lei toe daartoe dat hy aan Johannes Makabeër of Judas Makabeër, wat met sy seuns in opstand gekom het teen hierdie gruwel wat aan die gang is in die tempel, het die heidense konings toe vir Judas Makabeër godsdienstvryheid aangebied en hom as verteenwoordiger van die koning van Israel aangestel. En die tydperk van Joodse vryheid en selfregering, sowel as die herstelde tempeltydperk, breek toe aan. Met ander woorde, Daniël se gebed het toe waar geword. Maar dit duur toe net tot met die Romeinse Ryk se opkoms in die jaar 63 voor Christus. En volgens Daniël 2, die rots wat die beeld vernietig en met effek vir Israel toe weer inval, en 115 jaar later word die Messias, Jesus Christus, die Seun van God en die Seun van die mens gebore. En dit is op die ou einde die verlossing van sonde wat God gebring het en bewerk het. Tot sover. Kom, ons gaan nou daartoe oor om ons gelofte af te lê, en ek vra dat u almal sal staan, en hierdie gelofte gaan oor die 2 goed wat ons nou gaan lees, wat ons moet gaan doen. Vertel ons geskiedenis, ons kerkgeskiedenis en die verlossing van Christus. Kom ons gaan vertel dit vir ons kinders, en kom ons bou ons kerke. Kom ons staan, dan lê ons die gelofte af. Ek lees dit voor. Broeders en susters en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom gegee. En ons oorwinning in Jesus Christus die Here is die oorwinning wat God vir ons gebring het vandag. Kom ons geloftes na. Kom ons doen nou 'n gebed saam en ons sing die Onse Vader gebed, en ons bid ook daarso, vergewe ons sondes. Laat u koninkryk kom, laat u ryk kom. Kom ons bid saam deur daardie lied te sing terwyl ons so staan.
moet nou vanoggend hier uitgaan en gaan doen wat die Here van ons vra. Wat ons moet gaan doen, ons moet die wet van God gaan nakom. En die wet van God gaan oor moraliteit. Ons morele lewe, ons sedelike lewe. En ek hou die wet van die Here vanoggend vir ons voor uit Romeine hoofstuk 13, wat 'n Pauliniese samevatting is van die wet, Romeine 13. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, vers 8, behalwe om mekaar lief te hê. Wat is God se boodskap in die Engelse boodskap? Ek is lief vir julle. Julle moet mekaar lief hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Want al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat 'n ander gebod daar ook al is, word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. As ons hier uitgaan, kom ons gaan voer God se wet ten volle uit. Kom ons bevestig dit nou deur 'n lied saam te sing, lied 250. Ons bly net so sit. Ons dis kort versies, ons sing daarvan al 5 die verse. Lied 250 as 'n nuwe belofte en onderneming teenoor God, ons sal sy wet nakom. Dan moet dit wat ons gaan doen, moet ons in ons geloof bely. Ons moet dit gaan getuig teenoor die wêreld. En wat sê Paulus ook in Romeine 10 oor ons getuienis? Die skrif, die Bybel sê, naby jou, in jou hart, is die woord van God. In jou mond en in jou hart. As jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Kom ons los maar die lied wat ek nou wil laat sing, en dan gaan ons nou daaroor, dat ons ook ons offers moet bring. En ons offers is ons getuienis, maar die offers gaan ons opneem by die deure, maar as dominee hier in die gemeente is ek die getuienisbediening se leier, so dis ook
my taak en my nuwe roeping na my aftrede hier in Hartenbos, om hierdie gemeente daarin te lei, om hulle getuienis te lewer. En mag u vandag hier uitgaan en 'n getuienis gaan lewer van die woord van God wat in u hart en in u lewe is. Net so kortliks iets van myself. Ja, ek het in 1977 matriek geskryf. Groot geword in 'n verbondshuis. My ma van 88 jaar oud is vandag hier. En in die huis by my pa en my ma het ek die Here leer ken. Ek het 'n ouer broer gehad wat so 15 jaar gelede oorlede is as kanker. Sy geboortedag was 16 Desember 1957. Daarom was geloftedag in ons lewe en in ons huis altyd belangrik. En toe ons land en ons volk en ons mense in krisis is, ek het nog 'n jonge broer gehad en 'n klompie jare later 'n laatlammetjie boetie, maar ons 3 ouer broers was al 3 gelyktydig in die weermag. En gesê, ons gaan nie toelaat dat heidene en morele bankrotmense met oorlog en revolusie ons land kom oorneem nie. En ek het my diensplig gaan doen, Julie 78, voluit gegaan by die Valskermbataljon aangesluit, my opleiding gedoen, operasioneel opgetree, en in die laaste fase van my diensplig was ons operasioneel besig, daar was die kapelane nie, ons het ongevalle gelei, en die bevelvoerder roep my, want my bynaam was van my ingang in die weermag, was my bynaam Dominee. En hy sê toe vir my, kan ons almal by mekaar bring, want hulle het geweet ek het altyd my kapelaans Bybeltjie saam met my gedaan, dan lees jy iets vir ons en jy bid. En daai middag verskyn die engel van die Here aan my en sê, jy gaan 'n predikant word. En toe het ek teruggekom en predikant geword. 20 wonderlike jare in die bediening gehad. En hier is ek vandag. Dis my getuienis. En die Here vra van elkeen van ons om die roeping wat hy op ons pad plaas, op die plek waar hy ons plaas, in die gemeente, ons by die kerk bou, om daar ons getuienis uit te dra. Maar so uit te dra in aansluiting by ons gemeente se visie, dat ons lig deur ons getuienis tot aan die eindes van die aarde sal verskyn. En hoe wonderlik was dit toe die Here my hier bring waar my ouers in 1990 kom aftree, ook te kom aftree. En Hartenbos is 'n groot, dinamiese, groeiende gemeente met 'n sterk getuienis, bediening en aksie. Ons gemeentelede wat hier is, raak betrokke. Hou aan soos u aanhou om hierdie gemeente te bou, te versterk en ons lig te laat skyn. En u wat besoekers hier is, daar waar u gaan, eerstens begin in u eie huis. Vertel vir jou kinders van Jesus Christus die Here, God se woord. En raak betrokke in die opbou van die kerk van jou plaaslike gemeente. As julle sou belangstel in my diensplig verhaaltjie, daar word baie goed gesê oor ons oud weermag. Hier is 'n boekie wat Mike Bolhuis het 'n klomp van ons valskermsoldate bymekaar gebring en vir ons gesê, vertel jou storie. My storie is ook in hierdie boek van my 2 jaar diensplig en wat ons daar ervaar het. Ons word deesdae oorspoel deur negativiteite en die rampe en die mense wat seer gekry het en vandag nog kwaad is en getraumatiseerd is. Gaan lees 'n bietjie hierdie verhale uit die hart van valskermsoldate, wat hulle beleef het en die oorwinning wat ons behaal het in Christus die Here. Kom ons sluit daarom ons erediens af met die sing van lied 308, maar ek het gereël
dat ons 'n baie spesiale wysie ook daarmee sing, dat ons soldate, dienspligtiges, burgermaglede is vir Jesus Christus in hierdie wêreld. Kom ons gaan uit en onthou dis 'n geestelike oorlog waarin ons betrokke is, teen immoraliteit, korrupsie en alle ander misdade. Kom ons staan, dan sing ons slotlied Psalm, lied 308 vers 1 tot 5. Jesus Christus en die liefde van God en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly, net so ook met sy kerk, sy volk, ons gemeente en elkeen van u se gemeente. Here, laat u koninkryk kom, laat u koninkryk in ons kom en laat u koninkryk deur ons kom. Amen.